Welkom terug by Leeflig. Kyk, as jy soos ek is, het jy al lank al gewonder. Wie moet nou met wie trou? Nie in die boer soek 'n vrou sin nie, maar in die sin van, werk ek en my lewensmaat regtig goed saam? Is ons 'n goeie match? Of het ons geboorteordes dalk 'n bondgenootskap gesweer, saamgesweer en besluit om mekaar vir die res van ons lewens te toets, te tempteer en te beproef. Nou, so wat sê hierdie kenner, Dr. Kevin Leman, 'n man wat nou al dekades lank mense se koppe lees oor gesinsdinamika. Volgens hom kan jou plek in die ry van kinders werklik 'n verskil maak aan hoe jy in verhoudings funksioneer. En sommige kombinasies werk, soos peanut butter en stroop, terwyl ander meer 'n geval is van tandepasta en lemoensap. So kom ons kyk, wie pas by wie en hoekom. Nou eerste, die eersgeborene en die jongste kind. Is hulle 'n dreamteam of is hulle 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur? Wat dink jy? Volgens Leman is dit die wenresep. Hoekom? Eersgeborenes is geneig om pligsgetrou te wees, dit weet ons. Hulle is lysiemakers, die planmakers, die ons met môre 6:00 ry mense. Hulle bring die kalender en die spreadsheet en die plan. Waar jongste kinders aan die ander kant, hulle bring weer die grappies, die pizza en die plan B, wat gewoonlik op die laaste minuut gebeur. Hulle is die, kom ons kyk waarheen die wind waai mense. Hulle hou van avontuur, hulle grap lekker en is aanpasbaar. Hulle is ja, so 'n bietjie ongeorganiseerd, maar ag, hulle is so vol charme en hulle is 'n bondel pret. Eersgeborenes hou die wiele aan die draai, terwyl jongstes gooi konfetti op die pad. Hoekom werk dit? Dit gaan alles oor balans. Struktuur ontmoet spontaniteit en boom, dit werk. As daar respek en goeie kommunikasie is, bring hulle die beste in mekaar na vore. Maar, as die eersgeborene begin klink soos 'n skoolhoof en die jongste kind soos 'n tiener met selektiewe gehoor, dan is dit dalk tyd vir 'n geselsie of twee met koffie en dalk 'n terapeut. Goed, tweedens, kom ons kyk na middelkinders en eersgeborenes of enigste kinders. Hulle is ook nie 'n slegte kombinasie nie. Is daar enige van julle daar aan buitekant, middelkinders en enigstes? Middelkinders is, soos ons nou al baie vir mekaar gesê het, hulle is daai lekker vulsel in die middel van die toebroodjie. Hulle is die groot versoeners, die gebore onderhandelaar tipe mense. Hulle is dikwels die tipe whatever works for you tipe. Hulle pas aan soos daai een trui wat jy altyd saamvat op vakansie. Hy pas net lekker, hulle pas aan. Hulle is geneig om konflik te vermy en is soms so goed met kompromieë dat hulle op die einde van die dag nie eers self weet wat hulle wil hê nie. Hulle is net gemaklik met wat jy besluit. So hoekom werk hulle so goed met eersgeborenes of enigstes? Want eersgeborenes en enigstes is geneig om sterk opinies te hê. En weet ons dit nie. Hulle hou van beheer, hulle hou van daai stuurwiel vashou. En die middelkind sê sommer maklik, ag, okay, dis reg, besluit jy maar. Maar net as daar darm nagereg na die tyd is. Dis 'n baie funksionele kombinasie. Solank die middelkind nie begin voel, hulle smelt in die agtergrond nie. Hulle is soos daai backup sangers in 'n band. Hulle is noodsaaklik. Maar net so af en toe moet iemand darm vir hulle die mic gee, dat hulle ook 'n solo kan doen. Goed, kom ons kyk bietjie wat gebeur as twee eersgeborenes by mekaar uitkom. Wie's die baas? Nou hier's waar dit baie interessant raak. Twee eersgeborenes in 'n verhouding is soos twee bestuurders wat albei probeer reverse in dieselfde oprit. Dis is 'n hoofseun en 'n hoofmeisie wat albei wil eers praat. Albei hou van beheer en albei het sterk menings. En raai wat? Albei is seker hulle is reg, altyd.
Hulle beplan baie goed, dit kan jy nou maar weet. Maar die vraag is op die einde van die dag wie se plan gaan werk. As hulle leer om mekaar se witborde te respekteer, dan kan dit werk. Met baie goeie kommunikasie en 'n bietjie gesonde humor is daar hoop. En dalk 'n wit vlaggie onder die kussing vir noodgevalle, hoor. Wat gebeur as twee enigste kinders by mekaar uitkom? Sjoe. Twee mense wat albei groot geword het as die hoofkarakter van hulle eie storie. Dis soos twee solo kunstenaars wat probeer om 'n duet te sing sonder om na mekaar te luister. Onthou nou net, hulle het geen deel jou goed ervaring nie. Hulle ken dit nie. Hulle is albei selfstandig, dalk miskien ook 'n bietjie selfsugtig, maar dalk emosioneel op 'n afstand kan hulle ook met tye wees. Die geselskap is natuurlik ongelooflik, maar kompromie aangaan, wat is dit? Ek dink as jy in so 'n verhouding is dit definitief iets waarna 'n mens kan werk. Nou goed, kom ons staan stil by die laastes, die twee jongste kinders. Dis of party all the way of chaos incoming. Wat dink jy? Twee jongste kinders, hulle verstaan mekaar en dis goeie nuus. Hulle is spontaan en hulle is grappig en hulle is maklik. Maar wie gaan die vuil was gedoen? Of die belasting invul? Dis 'n lekker, lewendige, prettige kombinasie, maar hulle sal moet doelbewus, intentioneel wees om struktuur en verantwoordelikheid ergens in te werk. Of weet jy wat, makliker net, hier iemand om dit te doen. Maar hier kom nou die groot maar in dit alles. Al grap ons nou lekker oor al hierdie kombinasies en combos. Geboorteorde kan jou iets wys van jouself. Maar dit is nie 'n vonnis nie. Dis nie in steen gegiet nie. Dis nie 'n etiket op jou voorkop nie. En beslis nie 'n verskoning om nie te groei nie. Selfkennis, goeie geselsies, respek en 'n sin vir humor kan enige verhouding laat blom. Want op die ou end gaan dit nie oor wie jy is nie, maar oor wie jy bereid is om vir iemand anders te wees, daardie persoon vir wie jy lief is. Dankie dat jy saam met my op hierdie geboorteorde safari was. Ek hoop jy het iets van jouself raak gesien. En dalk nou met 'n knipoog na jou huweliksmaat, jou boetie of jou kollega kan kyk. Tot volgende keer. En soos altyd, leef lig.